Nou, dit is so groot voorreg om saam te kan wees en saam tyd te kan spandeer as die liggaam van Christus. Ons is in ons fokus wat ons noem ek identifiseer as. En ons maak vandag klaar met hom. As jy enigstens iets gemis het iewers, ek wil jou uitdaag. Ons het eintlik gaan kyk na die basiese begrippe en die Here het ons kom challenge met nuwe oortuigings en nuwe openbarings rondom basiese begrippe wat ek en jy dink ons reeds weet. Want identifisering is so kragtig dat jy kan identifiseer as enige iets deesdae. En jy kan sommer kies, ek identifiseer as die of identifiseer as daai, en wanneer jy identifiseer, kan niemand niks vir jou sê nie, en niemand kan iets daarop reageer nie, want dis mos nou jou identifisering. So ons het gepraat oor, ek identifiseer as kind van God, en wat dit behels binne in jou en my, dat ek en jy verstaan, dat wanneer ek identifiseer as kind van God, verander dit my optrede en my toegang. Ek het toegang na die Vader toe, want ek is sy kind. Dis incredible om net dit te verstaan. Ons het gesels oor, ek identifiseer as 'n nuwe skepsel. Nuwe skepsel beteken dat jy het die oorsprong van jou gemoed wat nuut word. Dis so 'n massive beginsel wat ek en jy altyd moet verstaan. Laasweek het ons gesels oor, ek identifiseer as gekruisig. Ek het saam met Jesus gesterf en ek het saam met hom opgestaan. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En vandag gesels ons oor die sensitiewe een van almal. Is jy gereed? Een ou is gereed, maar dis reg. Of jy nou reg is of nie, ons gaan dit doen. Ek identifiseer as heilig. Nou dink jy dalk, dit is nie so sensitief nie. Dis baie sensitief. Een van die grootste redes hoekom dit sensitief is omdat heiligheid skynheiligheid geword het. Dit het net 'n ding geword van, almal probeer, maar niemand kan nie. Almal doen party goed reg, maar almal doen meeste dinge verkeerd. En nou is dit skielik hierdie spanning. Ons het moeilike begrippe wanneer ons praat oor heiligheid, want jy sal iemand kry wat iets reg probeer doen, en dan kom die mense en raai wat sê hulle vir hom, moenie so heilig probeer wees nie. Wat hou jy jouself so hoog heilig? Wat probeer jy so hard? Jy's eintlik nie so oulik soos wat jy dink jy is nie. Jy's eintlik nie so goed soos wat jy dink jy is nie. Jy doen eintlik nie soveel goeie dinge soos wat jy dink jy doen nie, want ons ken jou. En ons weet wat jy doen. Nou wil jy kom opstaan hier en skielik nou heilig wees. Moenie so hoog heilig wees hier nie. En nou is daar skielik hierdie spanning lê, want daar's gewig aan dit wat gesê word, want ek weet ek is veronderstel om heilig te lewe, maar hoe kry ek nou die verstaan van wat hierdie heiligheid van my vra? En hoe kry ek dit reg om te verstaan wat hierdie heiligheid in my lewe kom losmaak? En dit is so belangrik dat ek en jy sal verstaan dat heiligheid nie net iets is wat ek goed doen nie. Want is baie keer waarheen ons dit reduseer. Ons sê vir mekaar, of ons kom op 'n plek waar ons dink, as ek heilig lewe, dit beteken dat ek doen goeie goed. Maar dit is veel meer as dit. Goeie goed is nie net wat ons nodig het om te verstaan nie, daar's soveel meer omtrent dit. Hebreërs 5 gee vir ons hierdie konteks, wanneer hy praat net oor goeie goeders, dan sê hy in Hebreërs 5 vers 14, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Hoekom het ons onderskeidingsvermoë nodig as goed en kwaad so maklik onderskeibaar is? As dit so maklik identifiseerbaar is. As dit so maklik is om te sê, daai is reg en daai is verkeerd, daai is goed en daai is kwaad, hoekom het ons geestesvermoëns nodig om te kan onderskei? Miskien mis ons dalk iets. Miskien het ek en jy te maklik gereageer op dinge. Miskien het ek en jy dalk nie die verstaan van wat goed regtig van ons vra nie. En dat heiligheid van jou en my meer vra is om net goed te lewe. Ons het 'n onderskeidingsvermoë nodig, sê Hebreërs 5. Die ryk jong man kom by Jesus aan en dan vra hy vir hom, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Net daai kritiese vraag, wat moet ek doen? En dan antwoord Jesus die volgende in Markus 10 vers 18 en hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Daar is net een wat goed is. Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Nou hierdie moet ek en jy baie goed verstaan, want ek en jy weet, is Jesus goed? Dis 'n maklike antwoord. Jesus is goed. Nou kom hierdie ryk jong man en hy sê, goeie meester. En Jesus is soos, hoekom noem jy my goed? En in daai prentjie is daar 'n ontdekking om te maak, want ons weet, in sy definisie is hy goed. Ons weet wat die uitkomste is van wat hy mee besig is. So wat probeer hy doen in hierdie oomblik wanneer hy vir hom sê, hoekom noem jy my goed? Hy sê vir hom, jou verstaan en my verstaan is verskillend.
Hierdie ryk jong man kom met die begrip van, ek doen klaar alles reg. Hy vra Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En dan sê Jesus vir hom die pad wat hy moet stap, en hy sê, maar ek onderhou al die gebooie. Ek doen dit klaar. Hy het 'n prentjie van, ek is eintlik klaar goed, en hy benader die goeie meester, hy noem hom goed, pertinent, want hy sê eintlik, ek doen klaar goeie goed. Ek is klaar besig met die regte dinge. Ek is klaar besig, en al wat ek nou wil doen, goeie meester, kom beamoen net dat ek goed is. Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Al wat hy soek is net 'n pat on the back. Jy's klaar besig met dit, wel dan gaan vorentoe. En Jesus maak 'n pertinente stelling. Hy sê, moenie jou kategorie van goed afdwing op my nie. Want dis net een wat goed bepaal en dis God. En as jy die wette onderhou, en jy kan eintlik dit nie uit jouself uit net reg kry in elk geval nie, maar as jy net goeie goed gaan doen en dink dit is wat vir jou guns gaan gee by die Here, as jy net goeie goed gaan doen en jy dink dit kwalifiseer jou as heilig, maak jy 'n fout. Want dit het niks te doen eintlik net met wat jy mee besig is nie, maar van die een wat vir jou sê wat om te doen. God se verwysing en my verwysing is anders. En moenie jou kategorie van goed plaas op my nie. So hier's die ding, nie alles wat goed lyk en goed klink is van Jesus af nie. Yes, dis 'n goeie tyd om eina te sê in plaas van amen. Nie alles wat goed lyk en goed klink is van die Here af nie. Adam en Eva is 'n uitstekende voorbeeld. Genesis 3 vers 6. Toe sien die vrou dat die boom Hallo? Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Sy kyk nie na die boom en sê, hierdie lyk nou sleg, hierdie boom lyk nou vir my gevaarlik, hierdie boom is nie baie sy kyk na die boom en sy sê, hierdie lyk goed, hierdie lyk reg, hierdie lyk aanloklik, hierdie lyk meer as dit. Hy sê, en 'n lus was vir die oë, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. Alles wat ek sien van hierdie boom lyk goed. Jy sien, die grootste ding wat ek en jy moet besef in ons lewens, is dat nie alles wat goed lyk is van die Here af nie. Ons probleem is nie dat ons moet sonde erken en uitken en sê, o, daai is reg en daai is verkeerd nie. Ons grootste stryd met onsself is dat ons moet identifiseer wat ons dink goed is, maar inherent nie goed is nie. Ons krisis lê nie by, kan ek sonde uitwys nie. Die krisis lê by, kan jy dit wat jy dink reg is, identifiseer en dit verander? Want dis die groter vraag. As ek op 'n plek is waar ek begin sê, nie alles wat goed lyk nie, dan gaan dit gaan nie oor alles wat in my guns stel nie. As ek kyk na wat in my lewe gebeur, dan kyk ek nie net na goed wat reg klink en goed klink nie. Ek kyk nie daarna en sê, o, hierdie is gunstig vir my lewe. Dis tot voordeel van my. En dan maak dit nie meer saak hoe lekker dit vir jou is nie, of hoe opgewonde jy is oor dit wat oor jou pad kom nie. Dit gaan ook nie meer, hoe lank het jy daarvoor gebid nie. Want dit kan net reg wees as dit van God afkom. Geen ander definisie nie. As jy daarvoor gebid het, maar dis nie die Here wat dit gee nie, it cannot be good. Al lyk dit goed. Al lyk dit tot jou voordeel. Al lyk dit tot iets wat jou lewe nou gaan beter maak. Al lyk dit soos iets wat nou 'n magtige impak in die wêreld gaan hê. As hierdie ding net gebeur, if it's not from God, it's not good. Daar's goeie goed wat misleidend kan wees. Daar's goeie dinge wat jy dink reg is, wat misleidend kan wees. Koning Saul kom op die plek waar hy die vee van die Amalekiete wil bymekaar maak, nadat hulle geplunder het, en dit wil offer aan die Here. Maar voor die tyd sê Samuel vir hom, die Here sê, jy moet alles tot niet maak, die vee ingesluit. En nou kom Saul in hierdie omgewing, en hulle kry die plunder, soos wat die Here gesê het, maar hy dink, ek gaan die vee hou vir my, wel nie vir myself nie, ek gaan die vee bymekaar maak, met die doel, om dit vir die Here te offer, om vir hom dankie te sê, dankie Here, dat U vir ons deurbraak gegee het, dankie Here, dat U vir ons die oorwinning gegee het, maar die opdrag was, jy moet die vee ook tot niet maak. En nou kom Samuel by hom, en hy sê vir hom, hier's die krisis broer, die Here is meer besorgd oor gehoorsaamheid as oor offers. En dan maak hy 'n scary statement, hy sê vir hom, omdat jy die Here verwerp het, gaan hy jou verwerp. Hy kom met die regte, en dit lyk reg. Ek dink almal om hom beamoen ook en sê,
dit sal 'n great idee wees as ons die vee bymekaar kry en dit offer vir die Here. Dis tog reg. Dit klink tog goed. Dit klink tog soos goeie intensies, maar die vraag is nie, lyk dit reg nie, die vraag is dit nie goeie intensies nie, die vraag is, wat het die Here gesê? En dis nie altyd eenvoudig nie, want wanneer dinge vir ons reg lyk, dan wil ons dit tog nie verander nie. As iets vir jou reg lyk, of reg voel, dan sê jy soos, ek hoef nie te bid oor hierdie ding nie, dit voel en dit lyk tog reg. Dis tog 'n eenvoudige reaksie. En die oomblik wanneer ek en jy in 'n spasie inbeweeg, wanneer ons wil praat oor heiligheid, dan lê dit in 'n geestesvermoë om te kan onderskei. Ons het onderskeiding nodig, want goed en kwaad is nie so maklik identifiseerbaar nie. Wanneer dinge goed lyk, maar nie is nie, het ek en jy 'n geestesvermoë nodig om te kan onderskei, is hierdie van die Here of nie? En Spreuke waarsku ons in Spreuke 14 vers 12, hy sê daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Weet jy wat sê daai skryf? Jy dink jy is reg, maar jy is op pad hel toe. Daar is 'n weg wat reg vir jou lyk, maar hy eindig in die hel. Ons het onderskeiding nodig. En jy het net die vermoë om te onderskei, sê Hebreërs vir ons, dat as jy tyd in die woord spandeer. Dis die enigste manier hoe jy volwasse raak. Jy het net onderskeiding wanneer jy geestelik volwasse raak, en jy raak net geestelik volwasse wanneer jy tyd in die woord spandeer, en jy kry 'n openbaring, en jy kry 'n bewustheid, hierdie is goed, en hierdie is kwaad, hierdie is reg, en hierdie is verkeerd, en dit begin my hele wese beïnvloed, en dit begin my hele wese volmaak. Jy kan nie geestelik volwasse wees en nie heilig lewe nie. Dis onmoontlik. As jy geestelik volwasse raak, begin jy in 'n vermoë ontwikkel om te sê, hierdie pad is reg, en nie net lyk reg nie. Hierdie pad is goed, en nie net lyk of klink goed nie. Hierdie pad is die rigting waarin ek moet gaan. So Romeine 12 sê vir ons die volgende, net in daai konteks, Romeine 12 vers 1 en 2, jy ken dit 10-1 baie goed. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat hoor wat sê hy heel eerste, goeie. Het jy dit al gesnap? Want ons kyk na daai vers en ons lees altyd net, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Moenie net nie dit doen nie. Hy sê, hier's 'n ontdekking om te maak, omdat ek dit nie doen nie, het ek 'n begeerte om heel eerstens dit wat goed is, te kan onderskei. Dit wat goed is uit sy hand, sodat ek nie loop in hierdie lewe met wat ek dink goed is nie. Sodat ek nie onkant gevang word deur die stryk wat die vyand stel, soos wat hy vir Eva gestel het, en dit lyk net goed en dit lyk net reg nie, sodat ek kan onderskei heel eerste wat die goeie, en dan gebruik hy weer die woord, welgevallige en volmaakte wil van God is. Stel jou liggaam as 'n lewende en 'n heilige offer. Begin by die proses van, ek verstaan, wanneer ek interaksie het met die Here, wanneer ek te doen het met hom, begin dit met 'n doelbewuste keuse. Dit word nie net vir my gedoen nie. Ek kies, ek stel myself as 'n lewende, en dit is pertinent dat hy nou sê lewende, want hy sê, dit is juist in die ontdekking van waarmee jy besig is. Jy het gesterf en saam met Christus opgestaan, maar nou is die ontdekking, ek bring dit wat leef in my, as 'n heilige offer vir hom. En dan gebruik hy die woord welgevallige 2 keer. Eerste in vers 1, tweede in vers 2. Maar dis 2 verskillende woorde. Party vertalings gebruik 2 verskillende woorde. Hulle het dit goed gedoen. Die Afrikaanse ou vertaling gebruik welgevallige en welgevallige, maar dis 2 verskillende begrippe. Die eerste welgevallige wat hy gebruik is logika. Dis logiese. Nou luister nou weer daai skrif. Dit is incredible. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God logiese offer. Hy sê, hier's die ontdekking wat jy moet maak wanneer dit gaan oor 'n heilige offer. Hy sê, that's logical. Daar is nie 'n ander redenasie nie. Daar is nie 'n ander invalshoek nie. Hier, in hierdie geval, 1 + 1 is 2. Daar is nie 'n ander manier om daarna te kyk nie. Daar is nie 'n ander manier om te redeneer oor hierdie begrip nie. Wanneer dit te doen het met die offer wat jy bring aan die Here, stel jouself as 'n heilige, logiese offer. Dit is jou godsdiens.
Die Engels sê dit eintlik beter in daai einde. Hy sê, that is your reasonable act of worship. Dis jou aanbidding tot die Here. Dis wat logies uit jou uit moet vloei. Ons almal hier hou van logika, glo ek. Hoop ek. En wanneer iemand nie logies dink nie, dan frustreer dit jou. Né? Jy raak vinnig frustreerd. Hoekom dink jy nie logies oor hierdie? Jy kan ons dink, as die ding gebeur, is dit die volgende uitkoms. En wanneer jy in konflik is, dan is dit die ergste, want jy dink jy's logies en die ander een dink sy's logies. En dan voel jy, maar hier gaan ons nou soos 'n passer al in die ronde, nê. En niemand kom by die punt uit nie, want die punt is hier, maar ons hardloop hier in sirkels aan hierdie kant. Maar hier's die punt. Hier's waar ons wil uitkom. En nou sê hy, moenie soos 'n passer redeneer, al in die ronde nie. Hierdie is jou logiese vermoë, hierdie is jou logiese reaksie, hierdie is jou logiese aanbidding, hierdie is jou logiese verstaan van wat dit vra om heilig te wees. Dit is jou redelike godsdiens. En word dan nou nie, in daai konteks, gelykvormig aan die wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige, en daai woord wat hy daar gebruik is eurestos, en eurestos beteken aanvaarbaar. Sodat jy kan bepaal wat eerstens die goeie is, sodat ek die onderskeid kan tref, en kan weet wat aanvaarbaar is vir hom. Sodat ek die onderskeid kan hê, dat goed en aanvaarbaar in die Here se oë is wat hy die definisie voorgee, nie my eie nie. Is wat hy die bepaling voorgee, en nie wat ek kan neersit as 'n definisie nie. Dis wat hy kom neersit as wat aanvaarbaar is vir hom, en dan gaan hy aan en hy sê, dan gaan jy ontdek wat die volmaakte wil van God is. Dis incredible, dat die Here jou en my hierdie posisie, eintlik hierdie verstaan kom gee. Dis 'n logiese ontdekking om by die goeie definisie uit te kom, en die welgevallige, aanvaarbare en volmaakte wil van God. Maar jy gaan net weet hoe om 'n heilige offer vir die Here te gee as jy weet wat heilig is. En daar's twee maniere hoe die Bybel praat van heilig. Een is posisie en die ander een is optrede. Een is posisie, die ander een is optrede. Die eerste een, posisionele heiligheid. Dis daarom vir my wonderlik om te dink dat God wat almagtig is, kom net op 'n plek waar hy sê, hierdie is 'n posisie wat ek vir jou gee. Dis nie iets wat jy gedoen het nie, dis nie iets wat jy reg gekry het nie, dis 'n posisionele heiligheid. As jy 'n kind van God is, as jy 'n nuwe skepsel is, as jy verstaan dat jy gekruisig is saam met hom, dan sê hy, hier is 'n posisie waarin jy jouself bevind. 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Hy sê, hier's 'n keuse wat God gemaak het, toe hy na jou gekyk het. Jy is 'n heilige volk, uitverkore, gekies vir hom, vir dit wat hy wil doen, vir dit wat hy wil bewerkstellig, vir dit wat sy plan en doel is vir die wêreld. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie, jy's net gekies in die span. Jy's nou deel van die blou bulle. Ek het 'n mooi ligblou hemp aan vandag. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 3 tot 4. Hy sê, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ek wens eintlik ons het tyd om oor daai sinnetjie ook net te gesels vanoggend, maar ons gaan nie tyd hê vir dit nie. Dis 'n incredible sinnetjie. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ons is uitverkies in hom vir heiligheid, niks anders nie. En ek hoop jy hoor dit vanoggend. Ek hoop jy snap dit, want hier's 'n beginsel wat ek nou vir jou gaan wys wat krities is. En dit is 'n posisie waarin jy jouself bevind. Wanneer hy sê ek het jou uitverkies om heilig te wees, is dit God se keuse wat jou en my insluit in sy teenwoordigheid in. Dis 'n keuse wat hy maak en hy sê jy het die reg om na my toe te kom. En dit is so 'n groot ontdekking en so 'n groot vreugde vir jou en my. God het my uitgekies. Die probleem is dat ek en jy baie keer kyk na daai posisie en Christene kom op die plek waar ons dan sê, maar heiligheid is God se werk, het niks met my te doen nie. Ek hoef nie bekommerd te wees oor dit waarmee ek besig is nie. Ek hoef nie te dink oor heiligheid nie, want dit is net die posisie waarbinne ek myself bevind. Ek hoef nie
rasioneel te wees daaroor nie. Ek hoef nie my kop te breek oor wat dit vat om heilig te wees nie, want dit is God se posisie wat hy vir my gee. Sy heiligheid is my heiligheid. Ons het laasweek daaroor gesels. En dit is so. Dis heel eerstens is dit posisie. Maar dan verwag hy 'n tweede deel van ons. Hy verwag 'n heilige optrede. Wanneer ek die posisie verstaan, dan het ek 'n funksie in daai posisie. Dis soos enige posisie wat jy vervul. 'n Posisie vra verantwoordelikheid. 'n Posisie is nie net iets wat jy kry en nou gebeur daai onus van daai posisie net van selfsprekend nie. Nou gebeur die dinge maar net normaal nie. Nou vang jy skielik maar net die rugbybal en jy hoef niks te geleer het omtrent dit nie. Jy hoef nie nou te wonder of te oefen binne in hierdie ding nie, want jy het klaar die posisie. Dit gaan nou outomaties gebeur vir jou. Vra enige iemand in 'n posisie, dit gebeur nie so nie. En nou sê hy, hier's die uitkoms van dit. Daar's 'n heilige optrede. 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Hy sê, soos gehoorsame kinders, moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig want ek is heilig. Hy sê hier aan die einde, hier's die posisie weer. Wees dit net want ek is dit. Dis amper so maklik soos dit. Hy sê, as jy verstaan dat jy saam met my gekruisig is, en jy leef nie meer nie, maar ek leef in jou. Ek is nie meer die een wat bestaan nie, maar Christus leef in my. Nou sê hy, alles wat waar is van hom is waar van my. Hy is heilig, ek word heilig. Ek word geheilig deur wat hy mee besig is in my lewe. Hy sê, hier's die maklike definisie van dit. Wees dit nou net, want ek is dit. En dan sê hy, maar onthou net voor dit, jou hele lewenswandel moet heilig word. Dit sluit alles in. As hy sê jou hele lewenswandel, bedoel hy nie net dit wat ek in my gees beleef en wat die uitkoms is van dit wat ek weet my roeping is nie. Hy sê my hele lewenswandel, dit wat ek as significant beskryf en nie significant nie. Dit wat ek dink belangrik is en dit wat nie belangrik is nie. My hele lewenswandel word ingesluit in hierdie heiligheid waarmee hy besig is in my lewe. Hebreërs verduidelik dit so. Hy sê in vers 12, hoofstuk 12 vers 14, hy sê jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Jy moet hierdie hoor vanoggend. Waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwerk en baie hierdeur besoedel word nie. Hy begin en hy sê, jaag heiligheid na, vrede en heiligheid, maar ons fokus vanoggend op heiligheid. Jaag heiligheid na, met alles in jou. Met ander woorde, hy sê, yes, jy het 'n posisie van heiligheid. Dis wat Jesus kom doen het namens jou, dis nie iets wat jy hoef te gedoen het nie. Hy sê, maar nou in hierdie posisie, nou hardloop ek met alles in my agter hierdie heiligheid aan. Ek jaag dit na, ek pursue dit, ek is besig om dit te soek in elke definisie van my lewe. Ek jaag dit na, ek staan nie stil en wag vir dit om na my toe te kom nie. Ons hoop altyd en bid altyd, mag die revelation my slaan soos 'n nat snoek op die voorkop. Yes, Here, ek het dit. Finally, ek het so lank gewag vir hierdie openbaring. Ek het so lank gesoek en stil gesit en gehoop dit val in my skoot. Here, dankie dat hy my hier gevind het net. Hy sê nee, hier's 'n ontdekking. Hy het my kom haal waar ek is, verseker, en hy het my kom haal in die slegste plekke waar ek my al ooit bevind het. Maar wanneer hy my kies in hierdie posisie in, dan sê hy, jaag dit nou na met alles binne in jou. Elke deel, elke samestelling van jou wese, jaag die heiligheid na. En dan gee hy 'n onmiddellike waarskuwing. En pas op dat niemand van die genade van God veragter nie. Die nuwe vertaling sê dat niemand van die genade afvallig word nie. Die Engels sê that no one would fall from grace. Kan jy van die genade afvallig word? Is dit nie dalk nou mos nou once saved, always saved nie? Is dit nie mos genade is 'n geskenk van die Here? Ek hoef niks te verdien het nie, né? Dit is dit. Hallo? Julle moet my nie verloor nou nie, want as jy my hier gaan verloor, dan gaan jy sê ek het iets gesê wat ek nie gesê het nie. My nie verloor nie. Is dit nie juist dat genade dan 'n geskenk van die Here is nie? It is the gift of grace.
Daar's niks wat ek kon doen om dit te kry nie. Daar's niks wat ek hoef te gedoen het nie. Dis alles die reine waarheid. Maar nou kom Hebreërs en hy sê, pas op. Hy gee 'n waarskuwing. Beware that you do not fall from grace. Kan jy van die genade van God afvallig word? En hoe gebeur dit? Hier is die ding wat ek en jy moet verstaan. Dis net as gevolg van genade dat ons in sy heiligheid kan ingaan. Dis net as gevolg van dit. En nou waarsku hy ons. Hy sê, wanneer jy hierdie genade ontvang het, om in my teenwoordigheid te kan inkom, beter jy verstaan, dat dit vat heiligheid om hier te bly. En jaag nou heiligheid na. Jaag dit na met alles in jou, want daarsonder sal jy my nie sien nie. Elke mens gaan 'n bewustheid hê aan die einde wie God is. Wat sê Jesaja vir ons? En Filippense, of is dit Efesiërs? Een van die twee, Filippense of Efesiërs. Jesaja sê, en Filippense haal dit aan. Elke tong sal bely en elke knie sal buig. Sê nie elke oog sal sien nie. Elke knie sal buig en elke tong sal bely, maar jy gaan net Jesus sien as jy heilig is. Dit moet 'n eye-opener wees vir jou en my. Dit moet iets in jou wese kom losmaak vandag. Moenie die een wees wat net met jou tong bely en met jou hart dien jy die Here, maar jy leef nie heilig nie. Moenie toelaat dat die slang weer vir jou kom lieg en sê, hierdie lyk reg, doen dit. Hierdie lyk okay, moenie worry nie. Dit gaan nie so erg wees nie. Dit gaan nie so moeilik wees nie. As jy Jesus wil sien, you will only see him. You will know he's God. But you will only see him. Dis my amazing as jy 'n afspraak maak met iemand en sê vir hulle, kom sien my. Kom sien my. Sal jy my kom sien? Ek sien jou nou. Ek kan jou sien, hier staan jy. Maar daar's 'n uitnodiging, kom sien my. En dan is daar 'n ander gewig in daai gesprek. En is asof Hebreërs vir jou en my sê, genade is die enigste ding wat jou en my die voorreg gee om naby genoeg te kom, soos wat ons is. En wanneer ons nader kom, beter ons 'n switch kry wat ons jaag na heiligheid toe. Want sonder dit gaan ons hom nie sien nie. Kry ons nie die invite, kom sien my. En ek bid vandag vir jou en my, dat ons dit sal snap. Jy is uitverkore, gekies deur die Here. Jy het 'n posisie van heiligheid. Loof die Here daarvoor. You will only see him if you chase holiness. Hoekom is dit so? Hoekom maak hy dit so maklik en so moeilik gelyktydig? Want hy is almagtig. En ek en jy kom nie na hom toe net met ons voorkeure nie. Ons het te gemaklik geraak baie keer met Jesus. Hy's net ons buddy en ons vriend. En ons praat met hom. Ek wil nou nie op tone trap vanoggend nie, en ek bedoel dit nou glad nie lelik nie, want ek verstaan daar's verskillende invalshoeke met dit. Maar ek het groot geword, wanneer jy praat oor die Here, praat jy van u, nie jy en jou nie. Nou ek weet, Engels maak dit vir ons moeilik, want ons praat nou meer Engels as Afrikaans. En ons praat nie meer van u, wanneer ons eers net toesprake doen nie. Nee, dit is lankal by die deur uit. Maar daar's iets wat ek ontdek het van, wanneer ek met die Here te doen het, is hy nie net buddy Jesus, boetie Jesus, papa Jesus, alles klein, maklike verhoudingsterme. Hy is die almagtige God en hemelse Vader. En daar is 'n reverence and an awe. Daar is 'n verstaan van wie hy is. Hebreërs eindig dan met die volgende. Hy praat nou oor heiligheid nou. En hy sê jaag heiligheid na met alles in jou. Daarsonder sal jy hom nie sien nie. En dan eindig hy met vers 28. Hy sê daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees. Dis al wat ek en jy kan reageer op. Ek het Jesus gevind en nou is ek in sy teenwoordigheid en nou jaag ek heiligheid na en al waarmee ek kan reageer is dankbaarheid, want ek kon dit nie op my eie doen nie. En so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur.
Hy sê, yes, genade is wat my nader bring. En ek kom na hom toe net as daddy. Maar ek kom in sy teenwoordigheid en skielik snap ek iets. Hier is 'n gewig in hierdie gesprek en ek val neer met eerbied en vrees. En ek aanbid hom vir wie hy is. Dis skielik nie meer net so maklik nie. Genade het my nader gebring, maar heiligheid het op my knie gehou. En ek kom lê voor die Johannes het daai selfe openbaring. Ek love Johannes in Openbaring 1. Johannes is die disipel wat sy kop op Jesus se bors neergelê het. Hy is die geliefde disipel. En dan kry hy hierdie openbaring, die Here praat met hom, hy is besig om openbaring nou te skryf van hier af vorentoe. En hy hoor die stem wat vir hom sê, ek is die Alfa en die Omega. En hy soos, ek ken die Alfa en die Omega. En hy sê, die woord leer ons, hy sê, hy hoor net hierdie stem. En toe wil hy omdraai om te sien wie met hom praat. Hy weet eintlik, hy ken dit. Ek is die Alfa en die Omega, he knows this. Hy het sy kop op sy bors gehad. As iemand ooit die stem kan herken, is dit Johannes. En hy draai om te kyk wie met hom praat. En dan sê Openbaring 1 vers 14, hy gaan nou nie op die skerm wees nie, eers vers 17 gaan. Hy sê, sy hoof en sy hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei, soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp, tweede snydende swaard het uit sy mond uitgegaan. Scary. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag, en toe ek hom sien, toe val ek dood neer, of soos een wat dood is. Toe ek hom sien, die een op wie ek my kop neergelê het, die een by wie ek gemaklik was, die een saam met wie ek die pad gestap het, die een saam met wie ek alles gesien en beleef het, die een saam wie ek geëet het aan die etenstafel, die een wat ek gesien het aan die kruis, toe ek hom sien, toe val ek neer soos een wat dood is, want ek weet, ek kan nie staande bly in hierdie oomblik nie. Ek het toegang tot hom, but he is holy. As jy nog nie daai belewenis in jou binnekamer gehad het nie, het jy nog nie Jesus gesien nie. Ek en jy het nodig om 'n begeerte te kry, waar ons nie net Jesus dien en sien, as die een wat my lewe kom red het nie, maar Jesus dien en sien, as die een wat almagtig is, en wat die uitspraak gaan maak, oor wie waarheen gaan aan die einde. Hy is 'n verterende vuur, sê Hebreërs aan die einde. Moenie naby kom as jy nie heilig is nie, you will not see him. En wanneer hy sê hy kom terug vir sy bruid, worship team, julle kan my join hier voor. Wanneer hy sê hy kom terug vir sy bruid, sê hy, daar's net een beginsel waarvoor ek terugkom. Daar's net een beskrywing, daar's net een definisie, 'n heilige bruid. Gaan doen jou eie Bybelstudie. Ons het nie tyd om vanoggend daarin te duik nie. Daar's een begrip vir die bruid van Christus, waarvoor hy terugkom, 'n heilige bruid. Moenie dink jy is ingesluit, as dit nie die definisie is nie. Ek sal eerder nou sê, Here, help my om dit te verstaan nou. Yes, ek struikel en val, maar ek spring daarop en sê, Here, dankie dat U my vrymaak van hierdie ding. Ek sal nie teruggaan soontoe nie. Ek is heilig in U posisie, maar ek jaag heiligheid na ook. Ja, dinge is nie altyd eenvoudig nie. En ek verloor my hier meer. Meer kere as wat ek ooit wil erken. En ek raak kort af met my vrou. En ek reageer in situasies waarbinne ek na die tyd by myself moet dink, hoe is ek nog steeds daar? Hoe is ek nog steeds daar? En dat ek het vir soveel jare maar net afgemaak het as, ag, weet jy wat, almal sukkel. Wys my een ou wat nie sukkel nie. Bring hy ou. Dan praat ons weer. Maar almal sukkel. Nee, dis my redenasie. En ek raak so oortuig van hoe die Here my bewus maak van jy kan nooit
Dit gaan nie oor struikel en val nie. Dit gaan daaroor ook. Ons moet nie aanhou dit doen nie. Maar dit gaan eerstens nie daaroor nie. Dit gaan oor, is jy tevrede daarmee of nie? Keer jy dit goed in jou eie lewe of nie? Begin jy opstaan en sê, Here, dankie dat U my transformeer. Dankie Here dat U my nuut maak. Dankie Here dat ek kan onderskei wat U goeie en aanvaarbare en volmaakte wil vir my is. Dankie dat ek nie onkant gevang word deur wat die duiwel vir my voorhou as goed nie. En ek so opgewonde raak, want hier's iets wat gebeur, en ek voel, maar ek bid al so lank hier oor hierdie ding, en hier kom die geleentheid nou. Moenie so opgewonde wees oor die geleentheid nie, stop eers en vra, Here, is dit U? Nie net is dit goed nie, lyk dit, Here, is dit U wat hierdie ding nou laat gebeur? Dankie Here, ek stap in. Of nee Here, dankie U beskerm my. Mag jy vanoggend die vrymakende krag van heiligheid beleef, wat jou 'n vermoë gee om te kan onderskei. En ek wil jou vra vanoggend, ons het salfolie hiervoor, maar hierdie salfolie is vanoggend vir iets spesifieks. Ek het so beleef in die voorbereiding, ek het konstant eintlik gestoei, Here, watter kant toe, waar eindig ons, wat is dit wat ons mee moet land? En die salfolie het die hele tyd soos 'n prentjie vir my opgekom, as 'n definisie. Word gesalf vir 'n lewe van heiligheid, word afgesonder, word uitgekies. En ek wil hê jy moet verstaan vandag, daar's niks in hierdie olie nie. Hierdie olie, dit koop jy sommer by Komboeke. En hulle, ek weet nie eens wat hulle daar ingegooi het nie. Hulle het 'n beskrywingkie, maar dis niks. Daar's niks in die olie nie. Ons kan kookolie gebruik as ons wil. Niks met die olie te doen nie. Alles met hom te doen. Maar daar's 'n profetiese aksie. Ons sonder af. Ons salf vir. En ek het so beleef hoe die Here eintlik vanoggend individue wil salf. Wil afsonder. Wat opstaan en sê, my plek waarbinne ek tevrede geraak het met myself. Wanneer ek kyk na my eie lewe en ek sien daar's goed wat nie heilig is nie. Ek sien daar's goed wat nie in lyn is met wie hy is nie. Here, ek wil vandag kom en ek wil dit afsonder. Ek wil vandag kom en dit kom eenkant sit. My hele wese in my lewe tot gebruik van U. En alles wat nie van U is nie, kom soos 'n verterende vuur nou, sodat ek dit nie voor die troon eendag moet beleef nie. Kom soos 'n verterende vuur, Here, en brand hierdie weg. Ons gee sommer vir hom 'n bietjie petrol ook, hier's olie, laat hy brand. Laat hy skoon kom. En ek wil jou nooi, sal jy saam met my staan, daar waar jy is. As jy aanlyn saam met ons kyk, ek besef jy mis uit op hierdie geleentheid. Maar hopelik kyk jy saam met iemand. Hopelik is daar iemand in jou huis. Salf mekaar, bedien mekaar. Dis nie net vir die uitverkorenes of ampte in 'n kerk wat dit kan doen nie. Salf mekaar, bedien mekaar. So ons het bidders wat saam met jou gaan bid ook. Ons het mense wat gereed is om jou te salf vanoggend. Maar as dit jy is, soos wat die worship team ons gaan lei, net in die volgende paar minute, wil ek jou nooi om met vrymoedigheid te kom, as jy beleef hoe die Here vandag vir jou sê, ek wil jou afsonder vir iets spesifieks. Ek wil jou afsonder vir 'n lewe van heiligheid. Ek wil jou afsonder sodat jy deel kan wees van die bruid. Ek wil jou afsonder sodat jy my kan sien.